Goeiemôre julle almal en baie welkom van my kant af ook. Dankie dat julle vanmôre gekom het. Vir julle ouens wat aanlyn inskakel, is so lekker dat julle ook, dankie dat julle ingeskakel het. So kom ek bid vir ons en dan duik ons in vandag se tema in. Ag Here, dankie dat ons hierdie jaar kan begin in U naam en vir U kan vra om te nader tot ons. En Here, dankie vir die beloftes dat wanneer ons tot U nader, U sal nader tot ons. En Here, ons wil graag hierdie jaar 'n pad saam met U loop. Dis waaroor vandag gaan, maar jy weet ook, daar is sekere uitdagings vir ons rondom dit. En ek wil vra Here dat U vir ons sal help, dat ons nie 'n jaar sal deurgaan en gaan eindig op presies dieselfde plek waar ons begin in ons geestelike reis hierdie jaar nie. En mag U vir ons help, Here, mag U vir ons regtig bemoedig en bystaan binne in die dinge wat ons nodig het om te doen hierdie jaar. Dankie dat U 'n God is wat dieselfde bly, dat U die rots van die eeue is en die God waarop ons kon vertrou in die vorige jare en in 2025, dat ons steeds op U kan vertrou in hierdie nuwe jaar wat voor ons lê. So dankie Vader dat ons hierdie jaar in U hande kan plaas en ons U daarvoor kan eer in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Nou ek glo 'n klompie van julle was op die oujaarsdiens hierso gewees want ons het 'n mooi bywoning. Hier was net so kort van 700 mense gewees met die oujaarsdiens. En dan gaan jy 'n paar van hierdie vrae herken. Ek dink Petrie het begin met 'n paar goeie vrae en ek gaan hierdie vrae gou herhaal vir jou. Hy het gesê, "Hoe weet ons 2025 was 'n goeie jaar gewees?" En dis eintlik maar 'n subjektiewe ding want dit verskil van persoon tot persoon want elke persoon gaan meet of dit 'n suksesvolle jaar was uit sy raamwerk uit. En miskien het jy ideale of doele gehad en of jy dit bereik het of misluk het daarin gaan dit vir jou bepaal of dit 'n goeie of 'n slegte jaar was. Miskien wou jy 8 kg verloor en nou het jy net 13 kg oor na hierdie vakansie. Dit was 'n lekker vakansie. Miskien het jy drome gehad en die feit dat hierdie drome gerealiseer het binne in laas jaar het gemaak dat dit vir jou 'n goeie jaar was en dis waarin jy die jaar meet. En miskien is die groter vraag wat hy gevra het is, wat sê God van jou 2025? Wat sal hy sê as hy jou 2025 evalueer? Hoe evalueer hy dit en waarna is dit wat hy na kyk en dan ook wat beplan hy vir jou vir 2026? En ek het gedink dis 'n goeie vertrekpunt dat ons hierdie vrae hier en nou vra, maar ook dat ons meetbares na kan kyk van dinge wat ons kan help om te bepaal of ons groei en of ons op die regte pad loop en of hierdie 'n goeie jaar dan nou was aan die einde van 2026. Maar die eerste ding wat ons eintlik maar moet bepaal is of jy hierdie jaar saam met God wil loop. En as jou antwoord hierop ja is, dan is vandag vir jou, dan wil ek jou graag help. Nou om saam met God te loop, moet ek en jy saam met God stem. En in Amos 3 vers 3 staan daar so mooi geskryf, sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie. Nou ons kan nie die pad saam met God loop as ons die hele tyd in onenigheid met hom is nie. Ons gaan sukkel om daai pad te loop, ons moet saam met hom stem. En omdat die toekoms so onseker is die beste raad wat ek seker vir jou kan gee, is nie om te fokus op daai plek waar jy eendag gaan wees nie, maar om te fokus op die voetstappe wat jy nodig het om nou te neem om daarby uit te kom. Nou ons het die einde van die maand het ons 'n swemkompetisie in Potche interprovinsiaal en ons was al voorheen by hierdie swembad gewees, so ek weet hoe die swembad lyk. En ek kan hierdie swembad in my geestesoog sien soveel soos wat ek wil. Dit gaan my nie teleport om skielik daar te wees nie. Ek het nodig om bewus te wees van elke ding wat op die pad is en elke padteken, want ek kan net navigeer volgens dit wat ek kan sien. Nou Psalm 119 vers 105 sê ook so mooi, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Nou die tradisionele lampe was nie so skerp geweest soos dit wat ons deesdae in karre kry nie. Dit het maar eintlik 'n klein area belig. En al wat jy kon sien is dit wat hier naby is, hierdie paadjie wat hier voor jou besig is om te kronkel en jy moes jou pas waarteen jy geloop het ook aanpas volgens die helderheid van jou lig. En dis sodat jy kan veilig reis en jy kan reis soos wat die lig die pad onthul en daarop kan fokus. Nou ons titel vandag is die beste voet voor. En dit beteken eintlik maar dat ek en jy onsself moet gedra of dat ons 'n goeie indruk moet skep.
En die oorspronklike spreekwoord het gesê jy moet die regte voet voorsit en daai het gekom van bygelowe wat mense deur die eeu gehad het. Die oorspronklike bygeloof het gesê jy moet jou regtervoet voorsit. Wanneer jy ingaan by iemand se huis, dan moet jy met jou regtervoet deur die drempel loop. As jy ingaan by 'n kerk, dan moet jy jou regtervoet binne in die kerk insit. Dit kom in Romeinse tye ook voor waar die ouens gesê het as 'n Romeinse soldaat per ongeluk sy linkerskoen aangetrek het, dan is daar 'n groot kans dat hy nie daai dag gaan oorleef nie. En so is dit ook wanneer ons dan nou daar's party ouens wat nog steeds in hierdie tyd daai bygelowe en goeters aanhou. In Engeland is daar sekere bruide wat nog steeds sê, maar as ek met my regtervoet ingaan by die kerk op my huweliksdag, dan is my huwelik gedoem. En was daar runaway brides nog voor die huwelik begin het. Nou, vir ons vandag is om die beste voet voor te sit, om intentioneel te wees met elke voetstap wat ons gee, met elke tree wat ons gee, dit maak nie saak links of regs nie, dat ons goed gedra en dat ons 'n goeie indruk op God kan maak. Nou, dit gaan nie daaroor dat dat dade ons gaan red nie, want Jesus het reeds alles gedoen wat nodig is vir my en jou om in die hemel te kom, en dit gaan ook nie oor voorgee nie. Ons het net nou gesing van El Roi, die God wat my sien. Hy sien alles wat ons doen en hy weet wat sy motiverings in ons hart is. Ons kan nie voorgee as dit by hom kom nie. Om die regte voet voor te sit by ons gaan oor repetisie. En dit gaan oor hoe meer jy probeer en hoe meer jy oefen, hoe natuurliker gaan dinge vir jou gebeur. Hoe meer gaan Christus gelykheid binne in jou karakter inkom uit daai repetisie wat jy doen. Nou, een van my ideale vir hierdie jaar is om 'n musiekinstrument te leer bespeel, en ek het vir my 'n ukulele gekoop. Dis so 'n klein gitaartjie dingetjie, en 3 weke terug het ek horrible geklink. Ek klink eintlik maar nog steeds 'n bietjie horrible. Maar soos wat ek oefen, begin ek leer hoe om van drukke te verander en hoe om die ritme te kan stram, en dis uit daai gewoonte uit. En dis die oefening wat ons moet insit daarin om gelyk te word aan Christus, dat ons dinge identifiseer binne in ons lewe wat ons moet groei, om nader te kom aan dit wat hy wil hê. Dit maak sin hè. Nou, in die Bybel word die woord voet en voete en voetspore word verskriklik baie gebruik, en baie van dit is fisies en baie van dit is simbolies. Dis daai deel van jou lyf wat geassosieer word met beweging of met fondasie of met rigting of met 'n gekose pad. Dit simboliseer 'n reaksie. Dit simboliseer hoe ons reageer teenoor God se verwagtinge en die dinge wat hy vir ons wil hê. Want hy wil hê ons moet saam met hom stem om saam met hom te kan loop. En hier is die ding wat God verwag van my en jou. Dis 1 Petrus 1 vers 16 wat sê, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou, ek ervaar dat mense partykeer binne in die kerk amper wil praat van die H-woord, want hulle is bang vir heilig as gevolg van die wêreldse assosiasie met skynheilig. En dit is moeilik, maar dit bly 'n opdrag. En as dit makliker is vir jou, miskien moet ons vandag daai woord vervang met 'n ander woord wat 'n gepaste woord sal wees. En 'n gepaste woord sal wees om afgesonder te wees. God sê wees afgesonder want ek is afgesonder. Wees apart gestel want ek is apart gestel. Wees eenkant geplaas want ek is eenkant van die wêreld. En dit beteken ek maak my los van die wêreld. Ek los my sondige natuur, my slegte gewoontes en die dinge wat ek doen agter. En soms is dit 'n lank en 'n moeilike en 'n sukkelpad om nader na God te groei. Dit vereis 'n reis. En enige reis word voltooi 1 tree op 'n slag. So hoe pak ek hierdie reis aan? Wat estimeerbaar is? Die eerste ene wat jy kan invul daar op jou raamwerk gaan sê, dit begin by voete wat staan. Nou dit klink nie soos reis nie, ek weet dit klink nie soos reis nie, maar dit is die belangrikste deel van hierdie reis, is voete wat gaan staan by God. Dit begin by God, en hierdie is ritmes binne in jou lewe, en dis eintlik 'n maklike meetbare. As jy aan die begin van die jaar staan en jy sê, ek het 1 keer 'n week doen ek stilte tyd, en jy kan aan die einde van die jaar kom en sê, maar nou het ek 7+ keer per week wat ek stilte tyd doen, dan het jy gegroei hierin. As ons kyk na hoe lank jy spandeer by die woord van die Here en hoe lank jou stilte tyd is, as jy nou miskien 'n 5 minute verse of the day doen en jy aan die einde van die jaar kom en 1 uur van jou dag kan spandeer saam met die Here,
dan het jy gegroei in jou stilte tyd. As jy gedagtes van die Here en van God toelaat binne in die res van jou dag, dat jou behoefte op ander kere, op buiteplekke, buite jou stilte tyd groter word, dan is dit 'n groot wen en het jy gegroei wanneer hierdie behoeftes elders deurspoel. So wat jy moet soek, is dat God se invloed groter word binne in jou lewe en binne in jou gedagtes. En dis waaroor Romeine 12 vers 2 gaan. Dit sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En die pad is baie makliker om te loop as 'n mens kan onderskei wat God se wil is. Nou enige reis saam met God begin by God. En dit gaan beteken dat ek en jy baie intentioneel moet wees oor die tyd wat ons uitsit vir hom en saam met hom spandeer. Maar 'n ander ding waaroor ons ook moet baie intentioneel wees, is die lewenspas. Want dit help nie, jy staan op van jou stilte tyd en jy begin hardloop soos 'n afkop hoender nie. Dan gaan jy eintlik heeltemal weghardloop van God. Die geheim daarso is om te weet waar jou voete is. Jou lewenstempo moet daardeur bepaal word. Nou, dis baie maklik om in die verlede of in die toekoms te gaan dwaal. In die verlede gaan ons graag terug na foute wat ons gemaak het in 2025 of voor dit. En ons gaan probeer om daai replay knoppie, probeer ons daai dinge herleef in die hoop dat iets in die verlede kan verander, maar ons kan nie die verlede verander nie. God kan jou verlede gebruik, maar God is nie iemand wat dwaal binne in die verlede nie en ons gaan hom nie daar ervaar nie. En dan is daar die toekoms. Dis waar ons bekommerd is, waar ons angstigheid ervaar, waar ons wensdenkery so gereeld gebeur en waar ons beplanning vir 'n besige jaar gebeur. En God is 'n toekomsgod. Hy is binne in elke oomblik wat ons nog moet in kan kom. Maar vir die realiteit waarin ons leef, kan ons God nie ervaar nie, want ons kan nie in die toekoms wees nie. Beide is populêre bestemmings. Populêre bestemmings vir ons kop en vir ons gedagtes. En die geheim daarvan is eintlik om uit jou kop uit te kom en binne in hierdie oomblik in te kom. En daai bewustheid te hê dat God hier by my is in sy liefdevolle teenwoordigheid, is hy binne in vandag, binne in hierdie plek waar ek is, binne in hierdie oomblik, en dat ons geestelik bewus sal wees dat ja, selfs al is hierdie onperfekte omstandighede in die wêreld rondom ons, God steeds aktief by ons besig is en met ons wil praat. Nou, iemand wat so mooi ervaring gehad het, was Moses gewees. En daarso is 'n foutjie op julle raamwerk wat ingeglip het. Daai eerste vers is nie Genesis 3 vers 2 nie, dis Exodus 3 vers 2. My kop was seker maar op 'n ander plek gewees. Maar so lees ons van Moses, daar staan, toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam, binne in 'n doringbos, en terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. Nou, Moses het op hierdie stadium met hy geloop en hy het sy skoonpa Jethro se kleinvee opgepas. Nou van wat ek kon lees, is daar plante binne, woestynplante wat olies binne in hulle het, en wanneer dit warm genoeg raak, dan kan hierdie plante spontaan aan die brand slaan. So vir alle praktiese doeleindes was dit dalk nie vir Moses 'n vreemde gesig om 'n brandende bos te kan sien binne in die woestyn nie. Maar wat vir hom interessant was, is dat hierdie bos gebrand het en hierdie bos het nie uitgebrand nie. En dit het hom geïnteresseer en dis eintlik vir my so 'n mooi oomblik, want hy besluit om alles te los waarmee hy besig is en nader te gaan en te gaan kyk wat gebeur binne in hierdie bos. En dan in Exodus 3 vers 4 staan daar, en toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En nie is iets wat ek wil hê jy moenie mis nie. God het nie gepraat voor hy Moses se aandag gehad het nie. En is dit nie eintlik die geheim van Bybelstudie tyd nie, dat die Bybel met ons begin praat wanneer ons die regte aandag gee wat ons moet. Nou ek besef hier, binne in hierdie oomblik, is partykeer 'n moeilike plek om te wees. Party van ons sal dalk op enige ander plek wil wees as op hierdie oomblik binne in jou eie lewe. En dit is baie moeilik. Maar daar's 'n oop uitnodiging van die Vader wat jou graag wil omvou hier.
want dis in hierdie oomblik, hierdie realiteit is die enigste werklikheid wat ons kan leef, waar ons God kan ervaar, en hy wag hier vir jou, en hy wil graag na jou sorg. God is nie afwesig in ons omstandighede nie, maar baie gereeld is ons, want is ons wat nie wil kyk, wat wil hy doen, of wat wil hy vra van my, of van hierdie persoon, of van hierdie omstandighede, of van hierdie oomblik nie. En ons hart loop verby die brandende bosse, waar die Here met ons wil praat. 'n Digter uit die 1800s, sover ek kon bepaal as sy naam Renier Rilke, het geskryf, "Where you are, however unchosen, is the place of blessing. How you are, however broken, is the place of grace. Who you are in your becoming is your place in the kingdom." Waar jy is, hoe jy is en wie jy is met liefde en doel geskape vir 'n tyd soos hierdie en 'n dag soos vandag. En daar's baie dae in hierdie jaar oor, maar daar's nie 'n ander dag soos vandag nie. En dis hoekom daar geskrywe staan in Psalm 118:24, dis die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Begin by die Here en wees waar jou voete is en gee aandag aan daai brandende bos. Gee aandag aan die woord van God. Miskien het jy nodig om jou skoene uit te trek, net sodat jy ook besef die heilige teenwoordigheid van die Here is besig om met my te praat en luister wat hy volgende wil hê. So punt nommer 2 daar op jou raamwerk is voete wat gaan. Nou, soos wat 'n ou ouer word, het ek agtergekom jou voete word maar bietjie sagter. En net so in die loop van hierdie week wil ek daaronder van die huis af na die kantoor toe kaalvoet loop en gewoonlik gaan dit vinnig en maklik. Die klein klippietjies het my nog nooit geplan nie, maar skielik is daar 10,000 klein klippies tussen die huis en die kantoor en elkeen van hulle is asof hulle hierdie spesifieke dorings gespaar het om my by te hou, want die reaksie is eintlik ook so snaaks. As 'n mens binne in daai omstandighede kom waar jou voete seer kry, dan buig jy jou hande, of jy trek jou hande op en jy buig jou knie en jy begin so loop, asof jy dink jy nou gaan ligter word en die wette van swaartekrag skielik gaan verander, maar dit doen nie. Dieselfde is ook met warm plaveisel, dit voel asof dit van die son afkom, en jy vermy eintlik maar om ver te loop daarom, en 'n mens kan eintlik nie, as jy ook nie die regte toerusting het nie. Nou, ouens wat in die Bybelse tyd seker die verste kon geloop het, was Romeinse soldate, en hulle het die regte toerusting gehad, en ek het 'n foto van hulle skoene vir julle gebring. Dit is hoe die skoene lyk. Die skoene se naam is Caligae, en hierdie skoene was eintlik geniusly ontwerp gewees. Aan die onderkant was daar 3 lae leer gewees, dik leer. Deur die onderste 2 was daar 'n spyker ingeslaan en hy's omgeklink, en dan is die derde dik leerstuk die binnesool en hy's vas op hierdie ene, en dan kon hierdie ouens rondgeloop het met veilige voete, en die bokant van hierdie skoene was oop gewees. Nou, hierdie spykers wat binne in die skoene was, het gemaak dat die ouens lekker kon vasdrap op verskillende terreine, maar dit het ook 'n ander doel gedien, in die vorm dat dit ook 'n wapen was. Jy kon jou vyand skop, of jy kan op hom trap en jou voet trek, en dit sal wonde gemaak het binne in hulle vyande. Die vyande van die Romeine het ook op die slagveld het hulle klomp skerp voorwerpe gesit, so hierdie ouens kon geloop het daar waar hierdie skerp voorwerpe was, want die doel is ook dat as jy 'n soldaat van sy voete af kan haal, dan is jy 'n soldaat minder wat jy hoef te beklei op die veld. So hierdie skoene was eintlik regtig vir hulle 'n baie goeie stuk toerusting gewees. Hulle kon marseer of staan of werk of oorlog maak vir ure op hierdie skoene. Daar word gesê dat omdat hierdie skoene oop was en hulle basies die hele dag kon dra, kon hulle 40 km loop en toerusting wat hulle nodig gehad het om te dra sonder dat hulle blaase het. En toe ek dit so lees, toe weet ek wat het ek nodig vir my volgende visrivier stap. Ek het nie so goed afgekom soos hulle die vorige keer nie. Maar hierdie skoene was 'n teken gewees van 'n soldaat wat voorbereid en toegerus en gereed is vir dit wat hy nodig het om te doen. So as jy voete wil hê wat gaan en jy wil ver gaan, dan het ek en jy nodig om toegerus te wees vir dit wat ons moet doen. Jesaja 52 vers 7 sê,
Hoe lieflik op die berge is die voete van 'n boodskapper van vreugde, een wat vrede verkondig, wat 'n goeie boodskap bring, wat verlossing verkondig en wat vir Sion sê, jou God heers as koning. En hierdie voetsole van vrede wat ek en jy mee kan loop is Jesus Christus. Hy is die prins van vrede. Hy is die ferm fondasie wat ons vasvoetig maak op ongelyke terrein. Hy is die isolasie van dit wat die vyand in ons pad wil sit om vir ons seer te maak en ons vooruitgang te belemmer. Hy is die een wat wanneer jy nodig het om op die vyand te trap, die skade kan aanrig wat my en jou kaalvoete nooit sal kan doen nie. Jesus is absoluut wonderlik. Ons moet sy vermaanings ken, ons moet sy beloftes ken, maar bo alles, ons moet vir Jesus ken en sy karakter ken en dit deel maak van ons inne. En ons kan Jesus met vertroue dra, soos wat die Romeinse soldate hulle kellegaai kon dra, kan ons met Jesus 'n ver pad stap, want sy juk is sag en sy las is lig. En Jesus het gesê ons moet gaan, ons moet loop. Hy het gesê gaan na al die nasies en miskien nou meer as ooit voorheen is om te gaan makliker as ooit ook. Want danksy immigrasie en verstedeliking hoef ons nie ver te gaan nie. En hier is jou meetbares. Wat weet jy hier in die begin van die jaar van Jesus? En is hy van plan om deur hierdie jaar iemand anders te vertel van hom? En hierdie is goeie en groot doelwitte wat ek dink deel moet wees van elke Christen se reisplanne. Die derde een daar op jou raamwerk is voete wat belyn is. Daar's 'n spreekwoord wat sê 'n reis van 1000 myl begin met 1 tree. Ek dink die grootste vraag is, begin jy in die regte rigting? Want as jy 1000 myl in die verkeerde rigting reis, dan is jy nogal ver van koers af. As jy van hier af Kaapstad toe gaan via Messina, dan gaan jy nogal 'n ver pad moet ry. Maar selfs in die regte rigting is die pad moeilik. Watter pad praat ek van? Die pad na Christus gelykheid toe. En God wil hê ons karakter moet met Jesus se karakter belyn wees. Romeine 8 vers 28 en 29 sê vir ons hierdie. Vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Nou baie mense quoteer hierdie versie heeltemal verkeerd. Hulle quoteer dit met die valse hoop van goeie guns wat nie God se intensie is nie. Sy intensie met hierdie vers van dinge wat goed meewerk is in vers 29. Dit sê daar, die wat hy lank tevore gekies het en wat hy ook bestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. God dink dat as dinge goed uitwerk, ons meer soos Christus word, ten spyte van teenstand, ten spyte van neerslae en ook ten spyte van voorspoed. Want tragies genoeg is teenstand en neerslae meer geneig om ons karakter te vorm as wat voorspoed ooit doen. So ek dink, as jy in 'n tyd van voorspoed is, dan moet jy meer gereeld vir jou bordjies opsit, om seker te maak dat jy in die regte rigting beweeg. Nou so as ons kyk na belyn jouself met Christus se karakter, waarna kyk ons? Ek kan nie dink aan iets anderster as Galasiërs 5 vers 22 en 23 nie. Van die vrug van die Gees is so Jesus se karakter. Dit sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Maar om te ontwikkel binne in hierdie dinge vra van my en jou 'n houding. Dat ons bereid sal wees en leerbaar sal wees. Dat ons nederigheid en empatie en integriteit en diensbaarheid sal hê terwyl ons hierdie dinge ontwikkel. En elkeen van hierdie dinge gaan ook vra dat ons geloofstappe moet neem. En baie gereeld gaan dit moeilike geloofstappe wees. Dit gaan dalk van jou vra om liefde te betoon aan een van jou vyande. Dit gaan dalk jou getrouheid toets, waar jy aan God se waardes moet hang en vasklou en getrou wees aan hom, daar waar niemand anderster behalwe jy jouself sien nie. Dit kos dalk dat jy jouself benadeel om vrede te bewerkstellig binne in 'n verhouding. Dis moeilike geloofstappe wat ons moet doen. Maar van die moeilike stappe is 'n moeilike stap seker wanneer God nodig het om ons rigting te herbelyn.
Nou as ons kyk na ons paaie, is slaggate 'n redelike algemene ding, en wanneer jy ry deur slaggate, dan gaan jou kar se wheel alignment uit. En as jy nie elke nou en dan by iemand uitkom om hierdie wheel alignment te laat regstel nie, is al wat gaan gebeur is dit gaan jou meer kos op die ou ende. En want soos wat jy ry, gaan jou band skeef afloop. En as 'n speedkop jou ernstiger kry, dan gaan jy 'n boete kry en dan gaan dit jou iets kos. En as jy nog steeds nie jou band vervang nie en jou wheel alignment laat stel nie, dan gaan jy dalk 'n band bars en gaan jy van die pad af en jy gaan dalk rol en dan kos dit jou nog soveel meer. Maar dit kan jou ook iets kos wanneer God nodig het om in te gryp in jou lewe. As jy so ver afgedwaal het dat hy jou moet terugtrek, en dit kan ons partykeer baie duur te staan kom, want God het nodig om sy kinders te straf en hulle nader te trek sodat ons goed kan lewe. Miskien is dit dan beter om ons eie wheel alignment so bietjie te laat check, dat ons self ondersoek doen, dat ons toelaat dat daar mense is wat inspraak het binne in ons lewe en vir ons kan help met daai blind spots wat ons het, daai blinde kolle wat ek en jy glad nie raak sien nie, mense wat bereid is om die waarheid in liefde met jou te praat oor dit wat jy nodig het om te verander binne in jou karakter. Dis tog seker ook soveel beter as wat ons heeltemal van die pad af raak en teen 'n boom eindig binne in ons geestelike reis nie. En hier staan jou meetbare. Hoe lyk jou karakter op hierdie stadium van die wedstryd? En ek het gedink om hierdie ene miskien so bietjie moeiliker te maak, om dit oor te laat aan jou vertroueling of aan jou geliefde. So gaan na een van jou vertrouelinge of geliefdes toe en vra vir hulle hierdie eienskappe in Galasiërs 5. Aan watter een van hierdie dink jy skiet ek 'n bietjie tekort en hoekom? En laat hulle vir jou in liefde hierdie ding met jou deel. En dan kan jy gaan en Jesus gesentreerd aan hierdie eienskap gaan werk deur hierdie jaar. En aan die einde van die jaar kan jy terugvoer kry van hulle. En so gaan jy ook weet, maar ek het gegroei binne in my karakter nader aan Jesus deur hierdie gedeelte van die jaar. En dan wil ek vir jou ook sê, moenie bang wees nie. Net soos wat 'n ma saam met haar babatjie sy eerste tree loop en in die hande vashou en 'n pa gaan en hy hardloop langs die fiets van 'n opgewonde kleuter wat sy eerste fiets gekry het. Net so loop God saam met ons, treetjie vir treetjie op elkeen van daai tree wat ons nodig het om te doen om nader aan hom te groei. Nou, ek het die moeilikste deel seker maar vir laaste gelos maar dis ook die mooiste gedeelte. Punt 4 daar op jou raamwerk praat van voete wat volhard en dis baie keer nie maklik nie. Nou as ons kyk na hierdie Paralympic video's, is dit eintlik seker van die mooiste video's wanneer dit kom by die menslike gees wat kan seëvier oor omstandighede en triomf behaal. En ons kyk nou hierdie mense wat hulle nie toelaat dat hulle omstandighede hulle definieer nie. Maar wanneer ons daarna kyk na die hoogtepunte, dan sien ons eintlik maar net die laaste gedeelte van hulle volharding en hulle deurdruk om oorwinning te behaal. En dis iets wat ons altyd inspireer. Wat ons nie sien nie is hoe hulle deur die jare moes volhard om daarby uit te kom. Miskien by plek geoefen en besoek, plekke wat nie geskik is vir mense met gestremthede nie. By badkamers waar hulle kom en daar nie vir hulle gekyker word nie en hulle moet volhard binne in dit. Waar hulle met mense sukkel wat nie hulle uitdagings verstaan nie en hulle moet volhard daarmee. Met 'n lyf wat nie gemaak is vir sport nie en hulle moet aanhou en volhard daarmee. En soms voel dit soos tree en 'n terugslag en nog 'n tree en 'n terugslag en nog 'n tree en jy word moeg want jy het 3 tree gegee maar jy het net 1 tree gevorder. En miskien is hierdie iets wat jy in laas jaar ervaar het of in jou verlede. Miskien is dit iets wat dalk binne in hierdie jaar vir jou lê en wag. 'n Moeilike gesukkel waar uitdagings jou vermoë om te volhard en die diepte van jou karakter gaan wil toets en troef. Nou van voete wat kan volhard en uitdagings weet niemand iets meer as Jesus Christus nie. Johannes 15 vers 13 sê, niemand het 'n groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dan sê Jesus, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. En daar in die begin het ons gelees, hy vra, wees heilig. Hy die wonde van gehoorsaamheid het hy gedra. Hy het wonde van aanhou en van volharding was aan sy palms en aan sy voete gewees. Maar hy het die pad end uitgeloop.
En hy is opgewek uit die dood uit, omdat hy gehoorsaam was. Hy het opgestaan, omdat hy volhard het en getrou was in dit wat hy moes doen. Daai wonde van gehoorsaamheid en volharding het letsels van oorwinning geword. En hier is die wonderlike gedeelte vir my en jou. Dis waar dit waardevol raak. Want daar's 'n opstaan aan die ander kant van ons gehoorsaamheid. En daar's 'n beloning aan die ander kant van ons volharding. Beide omdat Jesus aan die ander kant is en hy ons inwag. Hebreërs 6 vers 10 in die boodskap is so mooi vers. Dit sê, God is regverdig. Hy sal onthou wat julle alles vir hom doen. Hy weet dat omdat julle hom liefhet, julle gedurig ander Christene help en altyd reg is om te help waar julle kan. En miskien moet ek en jy anderster kyk na die neerslae en die terugslae wat ons ly. Daai wat jy kry omdat jy gehoorsaam was, dat jy verag of verstoot word omdat jy die naam van Jesus op jou lippe het by jou werk, dat jy jou besigheid en miskien jou inkomste verloor omdat jy nie wil bribes betaal of oneerlike besigheid doen nie, dat jy miskien regtig iemand uit goedheid wou help en al wat jy kry is stank vir dank. Wonde wat verkry is omdat jy gehoorsaam was, word letsels van oorwinning omdat Jesus aan die ander kant is. Jesus is verheug, nie net omdat jy die beste voet hierdie jaar wil voorsit nie, maar hy word verheug wanneer ons gehoorsaam is en hy voor jou en bo jou en alles is. En mag hierdie die groot meetbare van jou jaar wees, dat binne in jou lewenswandel, binne in alles wat jy doen, Jesus voor jou en bo jou is. En ons gaan afsluit met 'n lied wat se naam I Surrender All is. En mag dit regtig jou gebed in jou lewe wees, dat jy alles wat jy is en wat jy doen, aan Jesus voor jou en bo jou sal oorgee, en sal loop binne in dit wat hy vir jou wil hê. So kom ek bid vir jou. Ag Vader, dankie. Dankie dat u skaapwagters ontmoet in brandende bosse, en dat ons weet, ons omstandighede, u ook nie weghou of wegdryf, dat u nooit 'n ver God is nie, dat u 'n God is wat naby is en mense wil ontmoet en mense wil help en hulle wil lei. En Here, help ons asseblief om ontvanklik te wees. Help ons asseblief om stadig genoeg te lewe dat ons u woord kan gebruik as 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Mag u vir ons mooi wys, Here. Mag u vir ons wys hoe om te groei, hoe om meetbaar te groei binne in ons pad en ons Christelike gelykheid wat ons nodig het om te doen. Dankie Here dat ons aan die begin van die jaar hierdie reeds kan vra en dat ons kan uitsien van 'n jaar van saam wees en saamloop. En dankie Here dat u 'n God is, dat die Heilige Gees, die Parakletos, die een is wat langs ons loop om ons te help binne in alles wat ons moet deurgaan. So Here, ons is opgewonde oor 2026. Ons is opgewonde oor ons groei. Ons is ook skrikkerig. En ek wil vra Here dat u saggies sal werk met ons. En dankie dat ons u kan eer as 'n liefdevolle God wat treukie vir treukie hierdie jaar saam met ons wil doen. So ons eer u Vader daarvoor in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen.